Ek onthou op laerskool het ek in ons skool in my ouderdomsgroep 1 slag eerste gekom in die 100 meter. En dit het veroorsaak dat ek ons skool gaan verteenwoordig het by die interhoor wat in die buurdorp sou plaasvind. En ek was trots op myself, nie so trots as my ma nie. En ek het daar reg gestaan by die wegspring en toe die skoot klap het ek 'n uitstekende wegspring gehad. Maar ek het heel laaste gekom. Sien, hang af van wie jy self vergelyk. Toe ek myself vergelyk het met die klompie in ons standaard en die ouetjie wat die dag nie daar was nie, toe het ek goed gelyk, maar toe ek my meet aan die standaard van die groter omgewing, toe is ek skielik niks nie. Met wie vergelyk jy jouself? Kom ons kyk vandag daarna. Here, dankie dat U ons almal so lief het en dat U met ons die beste maak. En ons wil vandag aan U voete sit en ons wil by U leer. Ons wil sien hoe U oor ons dink, hoe U ons meet en wat U met ons wil maak. Dankie, Here. Amen. Ons lees Lukas 18. Lukas 18 vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Tot sover. As 'n mens hierdie verhaal hoor, is mense instink om te identifiseer met die tollenaar. Die ene wat 'n gewone mens was, 'n eenvoudige mens, wat foute maak, maar wat dit agterkom en vir God sê hy is jammer en God het sy gebed raak gesien. Maar die interessantheid is, jy wou nie 'n tollenaar in daai tyd wees nie. Tollenaars was regtig slegte mense. Dit was Jode gewees wat belasting moes insamel vir die Romeine, maar die Romeine was ver van hulle af gewees en het vir hulle net gesê, wel, jy moet net soveel moontlik belasting uit jou medevolksgenote insamel. En hulle was gehaat gewees by hulle mense, nie net omdat hulle vir die Romeine insamel nie, wat genoeg rede sou wees. Die mense, die Romeine, met 'n passie gehad, want hulle het ander gode in die volk ingedra, hulle het nie omgegee vir hulle godsdiens nie. Maar daar was 'n erger ding gewees wat die tollenaars gedoen het, en dit is, hulle was onderduims gewees. Hulle het die reëls gerek, en hulle het die arme mense belas tot op punte wat absurd was. Hulle het hulle op goed belas wat hulle nie eens regtig nodig gehad het om hulle te belas nie. En wanneer hulle doen, het hulle heeltemal te veel gevra. Hulle self het geweldig uitspattig gelewe en dis met hierdie geld gedoen van hierdie mense wat hulle te veel geëis het. En die mense het hulle gehaat. As ons 'n ekwivalent na vandag toe moet trek, sou dit omtrent iemand wees soos 'n loan shark vir 'n begin, maar nie iemand wat 'n wettige lenings uitgee nie, 'n loan shark, iemand wat dit onwettig doen. Ek het iewers gehoor van rentes wat tot 50% is in 1 week. Hulle leen jou vandag R100, dan moet jy volgende week R200 teruggee. Daar is geen gereguleerdheid nie. Hulle kyk na juis kwesbare mense wat dit nie kan bekostig nie. En as die ou nie kan betaal nie, het hulle maniere om daai geld uit hom uit te kry. Hulle sal bene breek en mense beseer. Geen reëls nie. As so iemand nog met dwelms ook sou smous aan die kant, dan praat jy omtrent van 'n tollenaar. Jy wou nie 'n tollenaar wees nie. Die fariseërs daarteenoor was bekend geweest daarvoor dat hulle respek vir God het en dat hulle respek vir God se wette het en dat hulle dit
so nauwlettend volg, dat almal maar mag weet, hulle het nie net in die geheim hulle Christelikheid beoefen nie. So hulle het hulle self eintlik blootgestel, en is dopgehou. En hulle het die wet uit hulle koppe uitgeken, en selfs die onderafdelings van die wet geken, en nauwlettend elke stapie probeer volg. Hulle het rondom die gee van hulle tiendes, die voorbeeld wat Jesus hier gebruik is. Hulle gee 10de van hulle hele inkomste. Nie net van 'n stukkie van hulle salaris of wat ook al nie. Elke stukkie wat hulle kry, geld, van alles gee hulle 'n 10de. Hulle vas gereeld. Elke week vas hulle 2 keer wat hulle sonder kos gaan, omdat hulle die Here so lief het. En hulle probeer die Here verheerlik. Hulle probeer die Here se naam groot maak. Hulle gaan gereeld tempel toe. En hulle bid gereeld. Hulle dra 'n spesiale drag wat wys dat hulle God volg. Dit was mense wat met geweldige toewyding dit gedoen het. Die vraag van hierdie 2 mense was met wie hulle self vergelyk het. Sien, die Fariseer het homself met ander mense vergelyk. En hy was reg. Hy was beter gewees as die mense om hom. Hy was beter gewees as hy praat van diewe, mense wat steel, jene, dankie tog dat ek nie soos hulle is nie. Dankie tog, so God dan oor my gevoel het. En dankie dat ek nie 'n bedrieër is, wat, ek meen mense, ek is dalk streng, maar hulle kan sien wat hulle kry, maar iemand wat agteraf is, en wat jou nie laat besef dat hy eintlik bymotiewe met jou het nie. Egbrekers, ek is dus lief vir my vrou en ek doen moeite vir haar. Dankie tog, ek sien soos mense wat nie hulle vrouens respekteer nie. En dankie tog dat ek nie soos hierdie tollenaar hoef te wees, wat so absoluut boos en krimineel agterbaks is nie. So wat die Fariseer gedoen het, hy het homself vergelyk met ander mense. En nou nie die beste mense nie, die balk maar laag gestel, die lat het hy laag gestel. Die heel slegste mense, ek is daarom beter as hulle. So God moet my daarom raak sien. Die tollenaar daarteenoor het homself vergelyk met God. En as hy hom met God vergelyk, moet hy sê, ek verdien nie om hier te staan nie. Afgesien van hoe die mense oor my voel, ek stel God teleur. Ek wil nie eens opkyk na hom nie, ek is nie eens werd om na die hemel te kyk nie, ek slaan op die grond neer, en ek sê net, ek het niks wat ek na u toe bring nie, niks uit my eie nie, ek is absoluut afhanklik van u, wil u my asseblief vergewe, wees my sondaar genadig. Die interessantheid is dat ons nie een van hierdie 2 is nie. Sien, ons is elkeen van hierdie 2. En elkeen van ons is daar 'n Fariseer. Die ene wat homself met ander mense vergelyk. Die ene wat dink dat hy beter as ander is. Daar's talle kragtige voorbeelde van mense wat gesê het, as dit nie vir die genade van God was nie. Ons gaan aan asof iemand wat in ellende leef, of iemand van ander ras wat vuil is of sleg leef, of foute gemaak het, 'n dom ding aangevang het toe onder die invloed van drank was, of dit daar 'n regtig verskriklik slegte ding is wat hulle gedoen het, maar ek sou dit nie doen nie, ek is beter groot gemaak. Die feit is, as ek daai een se verhaal het, as ek in sy omstandighede groot geword het, hoe het Adam Small gesê oor die kleerlinge, God het die daais verkeerd gegooi vir ons, dis maar al. Ek jammer, jy is in daai toestand gebore en dis dit. Maar gelukkig is ek nie soos hulle nie. Ek het daarom gelukkig beter en ek weet van beter. Ek weet daarom skoon te wees en nie rommel te strooi nie. Nee. As ek enige iets goed het, is dit totaal die genade van God. Ek is nie beter nie. Ek is anders. Ek het ander blootstelling gehad. Maar ek is as mens net soos enige ander mens, gereed om sleg te wees, gereed om foute te maak. So daar is in ons elkeen 'n Fariseer. En die probleem met die Fariseer is nie dat hy nie geestelik is nie, maar is dat hy nie naby aan God leef nie. Hierdie siening waar homself met ander vergelyk, maak dat hy heeltyd besig is om die krag van godsdienst te verloor. Godsdienst is nie iets tussen mense nie, dis iets tussen my en God. Die tollenaar daarteenoor, en dis ook elkeen van ons, is iemand wat besef, dat as ek my aan God meet,
is ek niks werd nie. En dis nie 'n slegte plek om te wees nie. Mense dink, maar ek wil daarom iets na God toe vat. Wel, dan verstaan ons nie hoe groot God is en hoe klein ons regtig is nie. Al sou ons tussen mense groot en belangrik wees, die besef dat ek voor God niks is nie, is krities vir ons, vir die kwaliteit van ons geestelike lewe. En as ek my met God vergelyk, dan kan ek alleen na hom toe gaan in skaamte en jammerte. My standaarde is hoog. Mense is dalk tevrede met my, maar ek weet ek kan beter. Die Here verdien beter. En die Bybel maak dit so mooi is hoe ons dit doen. Om voor God jou te verootmoedig is nie 'n slegte plek om te wees nie. Inteendeel, dis die beste plek om te wees. Jesus sê sy gebed is verhoor. En natuurlik die skrifgedeelte wat ons baie goed ken en wat ons baie goed daarmee help is 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Wat sê as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons die sondes en reken ons ongeregtigheid nie toe nie. Die oomblik as ek bely, sit ek 'n hele proses aan die gang, waar God in werking tree, waar God nader kom en sê, wat hoor ek? Is jy in die moeilikheid? Ek is hier, ek het vir jou gesterf, jy is vir my kosbaar. Dis die plek waar ons moet wees. En mag die Here ons help om in elke stukkie van ons gebedslewe 'n stukkie hiervan in te bou, van regtig eerlik met God wees, my aan sy norme meet en sien dat ek dit nie maak nie. En dan hoef ek nie te beloof om dit reg te kry volgende keer nie. Ek hoef net in eenvoud na hom toe te gaan en sê, Here, ek het weer gefaal. Ek verdien nie om by U te wees nie. Dankie vir Jesus. Dankie dat hy my sonde wegneem. Dankie dat hy my nuut maak. En dan as iemand wat vergewe is, lyk ons lewe totaal anders. Daardie fariseer het met hierdie swaar, die Bybel praat van 'n las wat godsdiens vir hom was. Hy moes nou weer nuwe mense beïndruk, nuwe goed doen om God gelukkig te hou, teenoor iemand wat vry is, wat opstaan en gelukkig is en voluit kan leef. En dis wat die Here soek. Iemand wat neergetrek word nie, maar iemand wat positief opgewonde is. Dis die tipe Christene wat ons wil wees. Kom ons gaan so na die Here toe. Here, dankie dat ons in eenvoud na U kan kom. As mense wat bewus is dat U standaarde hoog is en ons nie daaraan voldoen nie. En dat ons net na U kom in ons ellende en sê, help Here. En hoe wonderlik help U nie. Hoe volledig is ons redding nie. Dankie daarvoor. U is 'n wonderlike Here. Amen.